Dit is vandag Vrydag 31 Julie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Markus 3, vers 1 tot vers 4. Die doel van hierdie gebedsmeditasie is om jou te help om hoopvol en met nuwe oë die dag in te gaan, om oop te wees om deur God se Gees vernuwe te word. Daarom nooi ek jou nou om tot rus te kom en bewus te raak van God se teenwoordigheid. Wees stil en luister. Wag en wees op die uitkyk vir die een wat jou van alle kante omvou. Bid saam met my hierdie gebed uit Psalm 130. Here God, ek wag, kyk en hoop. Uit die dieptes roep ek na U. My Here, hoor tog my stem, laat die ore aandagtig luister na my smeekgebede. Ek wag op U, Here. Met my hele wese wag ek op U woord en op U vestig ek my hoop. My hele wese wag op U. Markus 3 vers 1. Jesus het weer die sinagoge binne gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Hulle het hom dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbat sou gesond maak, sodat hulle hom kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand: "Kom staan hier tussen hulle." En hy sê vir hulle: "Is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen of sleg te doen? Om 'n lewe te red of om dood te maak?" Hulle het egter stil gebly. In hierdie verhaal hoor ons hoe Jesus weer ons diepste motiewe kom toets. Wat het vandag met jou gepraat? Watter woord of gedagte in hierdie storie het vir jou uitgestaan? Met alles wat oor ons pad kom elke dag, besluit ons die heeltyd wat weeg die meeste. In al ons oorwegings met mense ook, besluit ons wat is reg, wat is wettig, wat is aanvaarbaar, en dit kom hierop neer. Die keuse tussen goedhartigheid en hardvochtigheid, tussen deernis en apatie. En dalk ergens tussenin is daar 'n vorm van 'n dans, om raak te sien of om mis te kyk. Die regte ding om te doen is altyd omgee. Dis wat Jesus hier kom sê ook, dit is hoe ons inleen in binne 'n situasie. Wreedheid is nooit die pad nie. Ek is versigtig dat dit wat vir my ook soms voel soos geregtigheid, eintlik maar 'n vorm van wraak is, of om myself bo ander te stel. Ek erken dit. Ja, in ons pad met God, vra dit ook van ons om oor ongemaklike goed soms te praat.
om dit selfs met ander te deel. Maar die vraag is, hoe doen ons dit? Daar waar liefde en waarheid hande vat, beteken dit ek kan iemand teëstaan. Ek kan hulle aanspreeklik hou vir hul dade, of toelaat dat hulle die gevolge dra, maar die vraag is of ek dit doen met kwaadwilligheid, of om 'n wrok te koester. Of doen ek dit, dat daar ware vryheid en genesing kan kom? Wat ek hier hoor is dat ons omgee, eerder mense ongemaklik moet maak. Wanneer ek hierdie verhaal lees, dan dink ek ook nie Jesus doen dit om ons uit te vang, of net heeltyd te kyk hoe gaan mense nou reageer nie. Maar hy doen dit op 'n deernisvolle manier om ons te help hoe om te gaan met moeilike situasies. Dat ook as ek in my poging om liefde te bewys, uiteindelik dan meer kwaad doen, dat ek die nederigheid sal behou om te kan sê, ek is jammer en ek vra vergifnis. Die doel is nie om altyd reg te wees nie, maar hoe om liefde sigbaar te maak. Die lewe is ingewikkeld genoeg. Wanneer ons leun na die kant van omgee, is dinge eintlik eenvoudig. Dan raak die pad helder, duidelik voor ons. Hoe ervaar jy hierdie spanning tussen om reg te wees en om te gee? Of hoe vind jy dit in jou eie lewe uitspeel in jou geloofsreis? Jy is dalk op die oomblik in jou reis besig om 'n moeilike ding in die oë te kyk. Of dalk op 'n manier te voel soos hierdie man, blootgestel met 'n gebreklikheid voor ander. Of jy is dalk net diep bewus van ander wat in 'n baie moeilike posisie is, iemand dalk na aan jou hart. Dalk voel jy op 'n oomblik braaf, of dalk voel jy verloor 'n bietjie moed. Jy's dalk in 'n persoonlike stryd, of in 'n omgee vir iemand wat dit wegstoot. Of dalk treur jy, of dalk is jy net bewus daarvan dat jy ouer word. Maar wat dit ook al is, dit vra alles van jou hart, jou krag, jou geduld en geloof. Daar is al baie wat jy moes gee, dit is soms uitputtend en is soms eensaam, maar jy is nie alleen nie. En dit klink dalk na die mees geuite ding om te sê, maar dis die waarheid. Jy word vergesel. Die vraag is of jy dit omarm, dat jy vasgehou word in die boesem van die een wat ook hierdie pad geloop het en steeds saam met jou loop. Die een wat die gebede dra van almal wat op hierdie pad ook saam met jou loop, wat ons is almal verenig met mekaar. Ongesiens soms ook word jy deur God se gees gevoed, onderhou deur die mees werklike ding van hierdie wêreld, God se liefde, en die energie van hierdie liefde, die krag van 'n hoop wat baie groter is as ek en jy. Dalk is 'n gebed waarmee jy hierdie dag tegemoet kan stap, net om te sê, Gees van God, maak my oë oop vir u sorg, of maak my oë oop vir waar ek ander kan versorg. En ek dink vir ons as mense wat soveel klem plaas op onafhanklikheid, is een van die moeilikste dinge om toe te laat, dat God ons dra, dat ons hom regtig nodig het en ander nodig het. Dat hierdie God van die skepping wat in jou leef, die een is wat alles en almal dra. So laat toe, dat hy jou dra. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here in gebed daaroor.
Here God, ek kom bid vandag, dat U my sal wortel in nederigheid. Mag die taal van die koninkryk vandag my kom en gaan bepaal, en help my om deur die lens van U genade en U sorg te kyk. Here, help my om vandag weer te ontdek wat dit beteken dat U my roep en sê volg my. En help my om met 'n soort ligtheid om te gaan met die groot en die klein dinge van vandag en te weet ek kan rus in U Gees wat in my bly, wat my sal help om te onderskei. Leer my om U te volg sonder om elke tree te verstaan, om ander se laste te dra sonder om hulle te probeer red, en om my eie rug regop te hou sonder om trots te raak. Here, help my om eg teenwoordig te wees sonder om oor te neem. En Here, help my om U te vertrou dat U Gees die pad vir my sal wys. Amen.